Die Spreukedigter leer ons in Spreuke 14 vers 12. Daar is 'n lewenswyse wat vir 'n mens reg kan lyk, maar die uiteinde daarvan is die dood. Alhoewel ek soms oortuig kan wees van hoe reg ek is en hoe verkeerd iemand anders, moet ek ook besef dat my sondigheid my vermoë om reg en verkeerd te kan onderskei aantas. Hiermee saam kan ek soms sulke sterk emosies ervaar dat my oordeel ook skeef getrek word, veral wanneer ek verontreg voel. En selfs al sou ek my emosies kon beheer, moet ek ook erken dat ek in elke situasie ook maar net my kant van die verhaal raak sien, of dit die sterkste raak sien. Gevolg is dat skuldig en onskuldig nie altyd so maklik bepaal kan word nie. En hier, in die lig hiervan, klink die gedagte om die Here in te nooi om as regter te kom oordeel, nogal na 'n dapper of selfs valgalsige ding om te doen. Maar dis presies wat Salomo bid in 1 Konings 8 vers 32. Hy bid, luister tog uit die hemel en gryp in en vel die beslissing oor die dienaars, sodat die skuldige die straf vir sy dade dra en die onskuldige gelyk gegee kan word soos dit by sy onskuld pas. Ek kan dalk nog 'n aardse regter oortuig om van my volkome onskuld, of hoe absoluut skuldig die ander persoon is wat my verontreg het. Maar is 'n ander saak wanneer ek voor die Here staan wat ons harte en gedagtes en motiewe ken. Die vrymoedigheid wat nodig is om die Here so in te nooi om regspraak te kom lewer, kan slegs vloei vanuit 'n herstelde verhouding met hom. Dis alleen moontlik wanneer ek vertrou dat God my in my skuld en onskuld aanskou deur die genade wat Jesus aan ons geskenk het. In Jeremia 33 word 'n profesie gemaak wat sê, kyk, in daardie tyd kom die dae dat ek die goeie woord in vervulling laat gaan in Israel. In die dae en in die tyd sal ek vir Dawid 'n spruit van geregtigheid laat uitsprei. En hy sal reg en geregtigheid doen in die land. In die dae sal Juda verlos word en Jerusalem veilig woon, en dit sal die naam daarvan wees, die Here ons geregtigheid. Betekenis van hierdie profesie lê op twee vlakke. Eerstens beteken die profesie dat wanneer die Messias, die Christus kom, sal hy Jerusalem so volkome nuut maak dat die stad se nuwe naam sal wees, die Here is ons geregtigheid. Tweedens beteken die profesie dat die herstelde Israel nie meer sal staatmaak op hulle eie morele prestasies of wetsgehoorsaamheid om hulle geregtigheid voor God te verdien nie. Inteendeel sal die nuwe Israel hulle geregtigheid voor God vind in die volmaakte geregtigheid van die Messias. In ons Here Jesus is hierdie profesie vir ons vervul. Daarom kan 1 Korintiërs 1 vers 30 sê, aan God is dit te danke dat julle met Christus verenig is. Hy het vir ons geword die wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Dis dieselfde gedagte wat ons in 2 Korintiërs 5 vers 21 vind, wanneer ons beskryf word as die geregtigheid van God, omdat Christus wat sonder sonde was, in ons plek deur God as sondaar behandel is. Ons kan dus met vrymoedigheid voor die Here ons hoop stel op sy regverdige oordeel. Sou ons die skuldige party in 'n saak wees? Kan ons skuld bely en vertrou dat daar ook vir die onreg vergifnis is op grond van wat Jesus in ons plek gedoen het? Maar ook wanneer ek die verontregte persoon is, kan ek vertrou dat die Here regverdig is, en daarom is ek nie afhanklik of uitgelewer aan menslike geregtigheid om my saak te besleg nie. Ek kan met vrymoedigheid die Here innooi en sê, Here, kom oordeel, want U is regverdig. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, dit is 'n ontsettende gedagte, en tog ook so wonderlik troosvol, dat ons voor U kan staan en kan sê, ons is U geregtigheid, omdat ons Here Jesus in ons plek as sondaar behandel is deur U. Ons vra, Here, wil U ons tog genadig aansien wanneer ons in situasies waar daar bepaal moet word van wie is nou reg en wie is verkeerd, wie skuldig en onskuldig, dat ons in vertroue voor U sal kom staan. Maak ons bereid om te bely wanneer ons verkeerd was.
Stel ons ook in staat om die oordeel aan U oor te laat wanneer dit ons is wat verontreg is. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus. Amen. Goeienaand.